baie lekker om met die boere te gesels nie. Ja, daar's 'n ou gesegde wat onder makelaars en ou harde manne en harde bare op die markte gepraat word. Hulle sê jong, as jy jou geld wil vir 'n versekeringsmaatskappy gee of vir 'n groot beleggingshuis, is dit soms beter om net die aandeel te koop en nie die geld vir hulle te gee om te bestuur nie, want as hulle beleggings goed doen, dan styg hulle aandeleprys outomaties. Dit is 'n ou gesegde, dit werk nie altyd nie, maar in hierdie geval dinge kan ons regtig na die grafiek kyk. Ek wil graag Old Mutual uitlig. Old Mutual was hier einde Februarie kan julle glo baie naby aan R13.50 en met hierdie onlangse daling het hy gedaal van R13.50 tot waar hy nou net onder die R10 lê. Nou dit is 'n groot daling. Jy kan nou maar net dink van R13.50 na R10. Dis sommer amper 'n 40% daling in die aandeleprys. Maar natuurlik, hierdie is wat ons noem die klassieke watervalformasie. Kyk mooi, hy het weggeval, hy het 'n wippie gegee en hy het weer weggeval. En kyk nou is hy mooi oorverkoop op die stochastiese indikator. Hy het daar dieselfde gedoen. Hy het mooi 'n wippie gegee, maar die 50 dae bewegende gemiddelde, daai rooi lyn wys steeds dat die tendens na onder is, maar hierdie watervalformasie sê vir ons dat ons dalk so 'n bietjie van 'n herstelloopie kan kry of dalk self 'n wippie kan kry. Maar waar lê die sleutel? Die sleutel lê bo die hoogtepunt van hierdie kersie wat plaasgevind het. Daardie kersie se hoogtepunt lê by R10.27. Nou as hy deur R10.27 kan breek en die momentum na bo gaan aan die gang kom, kan hy baie maklik vlakke kry van R10.83, R11, daar's nog 'n vlak, daar's nog 'n vlakkie R11.29, R11.59, R11.65, R11.85 en terug na daai 50 dae bewegende gemiddelde wat lê by R11.97, amper R12. Nou, as dit die geval is, dan is hier amper 'n 20% styging in die aandeleprys wat kan plaasvind as twee dinge gebeur. Eerste, die tariewe skok in die wêreld moet so 'n bietjie verwerk word en beleggers moet weer hoop in die markte kry en terugkom en hulle geld belê in markte sodat Old Mutual wat aandele koop en markte koop weer nuwe kapitaal kan kry en kan styg. Nou baie beleggers sê dit gebeur nooit nie, maar ons weet altyd dat daar's altyd pensioenfondse wat se geld inkom. Baie van hulle belê deur Old Mutual en baie ander beleggingshuise, maar ek gebruik nou maar net Old Mutual as 'n voorbeeld omdat ons hierdie pragtige watervalformasie het. Maar as ons nou koop daar net noord van R10, kom ons gebruik die keerverlies van R9.57. Dis die laagtepunt van daai kers. As hy onder dit kom, moet jy weet jy is verkeerd. Maar natuurlik, wat is die goue reël as jy koop op sulke verskriklike terugtrekke? Jy weet jy kan vir 'n ruk verkeerd wees. Jy moet die bestuur glo en vertrou. Met ander woorde, as jy glo dat Old Mutual bestuur goeie Woensdag aankondig en hulle goeie werk doen, dan is dit al tyd om 'n bietjie nader te staan aan Old Mutual. Hou by jou keerverlies want hulle betaal ook 'n boonop 'n dividend. En dalk as jy so lekker wippie na R12 kry en jy sit 20% in jou wins of in jou sak, dan is dit nie te versmaai nie. Of jy hou hom dalk net en elke keer wanneer hy so behoorlik afverkoop het, dan koop jy hom maar net by en jy hou hom vir ewig en vir altyd. Soos wat jy sou 'n langtermynbelegging doen. Wel, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer sulke geleenthede en ons kuier weer.